hoe dit gewerk het. Dis 'n gedeelte, ouens. Maar gee my nou 'n gedeelte, as jy 'n seertjie gehad het op jou hand, dan moet jy gegaan het na die priester toe, en dan is daai seertjie inspek, om te kyk as jy nou rein of nie, is dit te ver gevorder, as die haartjies wit was, dan was daar 'n ander prosedure vir jou, as die haartjies op die seer wit was nie, dan was jy dit vir 7 dae afgesonder, en. Dis crazy, guys. Daar was soveel, daai boksie in die voorkop is spesifiek 'n boksie. Hy's 'n engravings aan die kant en daar's 'n dingetjie wat daar is. Hierdie goed op sy hande gedraai is, die rook in sy kop, dit wat hulle sê, die offers wat hy moet bring en al daai goeders. Dit is alles deel van Israel. En God het gesê, ek breek dit, ek wil vir julle 'n nuwe lewe gee. Ek wil vir julle vrymaak van al hierdie staf. Want jy moes al daai goed nakom om jy nog steeds voor die Here te kan kom en 'n lewe te lei waar jy gered sou wees. God het gekyk en hy gesê, is maar 'n seën om hier om te lewe en daar moet iets anders verander ook. Want mense kan nie altyd al die goed nakom nie. Sonde, ons doen maar sonde. En die probleem met as ons sonde doen is nou met ons kan nie altyd rein bly nie, want as ons rein bly, dan beteken dit ek kan nie iemand help wat siek is nie, want as ek my persoon vat, dan moet ek onderling ook. So niemand help wat siek is nie, want die oomblik as jy nou vat, moet jy eers deur 'n reinigingsbad gaan voordat jy weer in die tempel kan kom, voordat jy weer vir die Here kan verskyn. So julle kan verstaan dat die hele society was nie lekker nie reg. Jy sê Jesus net jy maar so sê God, maar ek moet iets doen, ek moet dit hierdie gebeur. En hy stuur vir Jesus. En dan gaan weer iets wys. Jesus, die Nuwe Testament in Grieks beteken, sê ons diateer. En dit beteken letterlik erfenis. Dit is al cool hoe die goed by mekaar uitkom. Om te sê, ons het 'n erfenis ontvang van dit wat Jesus gedoen het. Wat is ons erfenis? Ons erfenis is die feit dat ons nou die Here kan nader enige tyd. Ons lewe in die lewe, die feit dat jy vanaand aanbid soos jy vanaand aanbid, is 'n erfenis van Jesus Christus in jou lewe. Nee? Dis awesome. Dit wat Jesus gaan doen in die kruis, affekteer jou lewe elke dag. Die lewe in daai erfenis, die lewe in daai nuwe lewe. Jy moet aanneem in jou lewe. En jy moet seker maak dat dit jou lewe bepaal vandag. Die erfenis natuurlik is ook die hemel. Verlossing, genade. Die feit dat ons nie die hele tyd so hoef te lewe met 'n tiklys en alles is reg, en alles is verkeerd nie. En al die right goeders, dit beteken dat ons nou 'n nuwe lewe lei wat vir ons vrygemaak het van daai staf. En dit wat ons nou moet aanbid is Jesus Christus, en dit wat ons moet volg is sy lewenswyse. Maar nou sit jy met die vraag, waar ek dit is ek iets anders wat jy gesê het, genade. Ek gaan nou terugkom. Nou sê die vraag by julle, die ou en die nuwe, wat is nou die balans tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament? Hoe werk dit nou? Want jy sê nou vir my, ons is nou vrygeskep van al hierdie rights en goeders. Maar nou beteken dit dat ek trek steeds in die Ou Testament en gaan dit aan nie doen. Dan kan jy nou vir julle mooi te vertel, werk dit so. En ek het volgende 'n bietjie geïllustreer. As jy 'n prentjie teken op papier, teken 'n prentjie met 'n potlood. En jy vra 'n prentjie uit, dan bly daar mos nog lyne oor. Dan sê jy nou met 'n baie ligte pen. Maar okay, ons moet dit nou 'n half weer, en dan skryf jy dan vee jy uit, dan bly daar mos lyntjies agter. Dis reg. Nou teken jy 'n nuwe prentjie deur daai lyn. Jy sien mos ons sê die ou prentjie se lyne. Sê stem jy saam met my? Nee, doen. Okay, julle sê nee, so kom ek gebruik alle illustrasie. Die voortvloeiing van die nuwe is gebou op die ou. Sonder die ou sou daar nie 'n nuwe kon wees nie. Dis hoe ek begin het by die Ou Testament. Soos ek gesê, as die Ou Testament nie daar was nie, was daar nie 'n Nuwe Testament nie. Wat het Jesus gedoen? Mense hom vrae gevra, hoe het hy geantwoord? Hy het hulle geantwoord om te sê, my Vader sê, en die Skrif sê. So beteken die Skrif het nog steeds seggenskap in jou lewe. Waar lê die verskil? Die verskil lê om te sê,
In die oudheid, in die Judaïsme en in die Ou Testament het jou verdienste 'n plek gekry neem. Hoe jou lewe gelyk het. Dat jy al die regte goed gedoen het op al die regte tyd. In die nuwe bedeling sê dit, God verstaan jy kan dit nie doen nie. En hy spreek jou vry van kom van daai goedes af. Jy moet nou Jesus aanneem. Dis jou daad. Dis om Jesus aan te neem. Verder lewe jy in genade. Maar as jy Jesus aanneem, neem jy mos dit aan wat Jesus gesê het en dit wat Jesus gebruik het. En wat het Jesus gebruik? Hy het die Ou Testament gebruik as sy terugbring. Hy het die Ou Testament gerefereer. Hy het gesê dit staan in die skrif, dit staan in die skrif, dit staan in die skrif. Die Ou Testament openbaar vir ons verskriklik baie van God. Want in die Ou Testament was daar nog nie Heilige Gees wat uitgesond is nie. So God het hom direk openbaar aan mense soos Abraham en Noag en so aan. So dit beteken ons het God so openbaar ons daarvan praat. Moses in die brandende bos en al daai goeders. Dis nie direkte goed hoe God homself openbaar. Die Nuwe Testament hoor ons God homself openbaar en sê dit is my geliefde seun, toe die Gees op hom neerdra. En verder in die Nuwe Testament lees ons van die impak van Jesus en die change wat hy gemaak het. Hoekom kon Jesus 'n change gemaak het? Hoekom kon Jesus niets doen? Want hy was 'n ouer. So beteken as jy die Ou Testament lees, dan gaan jy iets lees soos die 10 gebooie. Dan weet jy, wow, die 10 gebooie is belangrik. Want dit is nogal, dit is baie strydvol. Maar dan kom jy by Levitikus, dan staan hy lees nie die priester toe gaan en sê 'n seertjie kry. Gaan julle na die priester toe gaan as julle 'n seertjie op julle vel kry? Nee, gaan nie. Dit is net nie so nie, maar dit is deel van die Joodse tradisie. So mooi, en mense het 'n bietjie jou Bybel gaan lees en mooi bepaal, wat is die goed? Wat deel gemaak het van Judaïsme en daai tipe van rituele en so. En wat is die openbarings wat God gemaak het? Want dit wat God gesê het, staan steeds in Jesus. Die verskil is net. Het gaan nie meer net oor om dit te doen en reg elke stapie reg te gee. God weet jy gaan iewers gaai, hy weet jy gaan iewers 'n fout maak. Maar Jesus is die rede dat hy daai fout kan maak. En nog steeds in die hemel gaan. En gee my rond, ek sê nie vir julle nou, julle kan nou anything goes lewe leef nie. Ek sê dit vir julle, as jy in Jesus glo, is jou erfenis die ewige lewe. Is jou erfenis 'n vry lewe. Kan jy so rondspring en die lewe geniet. In die Bybel en die Hebreërs is daar 'n gedeelte graag wil lees. Dit staan in Hebreërs 9, ek sluit met hierdie gedeelte af. En daarom is hy, Jesus, middelaar van 'n Nuwe Testament. Jesus het gekom uit na 'n Nuwe Testament. Sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van oortredinge onder die Eerste Testament. So, Jesus het gekom en het gesterf, sodat daar verlossing is van al die oortredinge wat ons in die Eerste Testament kan kry in die Ou Testament. Die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word, die dood van Jesus. Want die testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef. Hebreërs 9 vers 5 sê dit, ek gaan nou vir julle weer lees om te breek. En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want die testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef. Wat hierdie gedeelte basically sê is, Jesus moes sterf vir ons 'n nuwe lewe te kry as erfenis. Ek sê vir julle, julle 'n nuwe lewe kry as erfenis. Leef. Ons bid saam.